Right, so landbou is uitdagend op die oomblik, nee. Nou ja, as dit weet klomp jare al kom wat dit uit ongelooflik baie uitdagings was nie. Nou gaan dit ordentlik dik. Van droogtes waaruit ons kom, kommoditeitspryse wat nie lekker is nie, mix jy nog 'n bietjie back and close hier en al hierdie tipe van goeders in. So, dit gaan soos dit lus is, nee. Ek praat hier met Carlo Smits. Hulle het 'n interessante dryf oor, hulle gaan met 'n paar jetskis, gaan hulle om die kus van Suid-Afrika ry. Ek nou die storie hoor, toe dog ek is hulle nou heeltemal mal. Nee, ons vind 'n bietjie uit hoe kom. Carlo, hoe lyk dit? Lekker, my vriend. Nee, wat doodstil rustig. Okay, julle het nou 'n inisiatief Coast to Coast for Farmers, wat julle nou met jetskis gaan ry om Suid-Afrika. Vertel my nou eers, hoekom het julle besluit om dit te doen? Jong, dis is redelik 'n eenvoudige rede en dit gaan net vir my oor die geestesgesondheid van die boere. Tans gaan dit verskriklik taaf, die tafste wat dit nog ooit gegaan het met ons boere. Ek dink die afgelope 3 jaar is uitsonderlik geweest, moeilik vir die droogtes, vir die back and claw, regdeur siektes, die voëlgriep, die vark, alles wat net gebeur het, is besig om ons boere nie net 'n kniehalter nie, maar 100% onder te kry. En toe het ons besluit as 'n klomp vriende saam, ons is 4 vriende, gesê ons wil iets groters doen as net vir onsself. Jy weet, ons wil soos moeg in die verkeer gesit en te hoor op radiostasies hoe dit met ons boere gaan. Ons besluit, maar kom ons doen 'n bewusmakingsroete vir hierdie boere. En hoekom dan nou nie te meer om onsself vir 16 dae of moontlik meer in 'n boer se posisie te sit. Jy weet, om te sê, ons weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie. Ons weet nie wat môre kan gebeur nie, selfs met 'n boer. En ons het besluit om hierdie jetski tog te vat. Want kyk, soos ons nou hierso staan, ons het nog gedink dit sou meer sonskyn tipe van hou gewees het, maar ek dink die reentjie wat val is so half, okay, julle gaan hierdie tipe van weer encounter ensovoorts. Okay. Wêreldwyd, né? En dis ek weer eens, toe ek nou hierdie ding die eerste keer hoor, toe ek dinge by myself, wat die hel wil die ouens nou op 'n bloody wetbike klim? En nou, dit het mos nou niks te doen met wat op my plaas aangaan nie, tot ek nou 'n bietjie mooi gehoor het hoe julle kyk na die storie. Wêreldwyd voel dit vir my of daar 'n ongelooflike groot aanval is op die familieboer, nê. Dis asof die wêreld aan mekaar gesit is om die kapitaal uit die familieboer se grond uit te trek, nê. Dis ja nee, die ou gaan innoverend wees en hy sal met tyd gaan jy nou maar net dit doen en dan is dit 'n kwessie van, jy kan amper hê dat jy soos in Argentinië sit waar jy meer met 'n corporate stelsel sit en daai tipe van goeders. Nou enige inisiatief wat ons boere kan help mee om terug te fight teen hierdie besigheid, om te sê right, hier gaan ons, nê. En hulle op die plase te hou. Maar ek dink stap 1 van die op die plaas bly is jy moet reguit kan dink. Ja. Nê. En soos ek altyd sê, enige dag bo die grond is 'n goeie dag, nê. Seker. Maak nie saak hoe sleg hy is en hoeveel moeilikheid is, jy kan nog goeders verander. Nou, is dit waar hierdie inisiatief inkom, dat dit is, luister hierso, hoe skep ons bewusmaking vir al die ander mense, dat hulle kan besef waardeur boere gaan? Ja, 100%. Ek dink, dit is so belangrik, jy weet, ons wat in die dorpe bly en die mense wat in die dorpe bly, jy kry daai bord kos, jy koop daai kos aan, maar wat van die ou wat hom vervaardig het? Wat van die ou wat die voedsel voorsien het? Wat sy geld in die grond gesit het om dit vir ons te doen? Jy weet, so dit het vir my en vir ons uitgestaan om te sê, maar hoorie so, ek dink die bewusmaking rondom, ja, die boere kry swaar en ek weet finansies druk en alles, maar wat gaan aan met ons boere se geestesgesondheid? Waar kan ons net vir die mense sê, hoorie so, maar dis great om inisiatiewe te hê en dis great om fondsinsamelings te hê en alles het sy plek, maar wat van die boer? Hoe gaan dit regtig met die boer? Hoe kom ons op plaasvlak en gesels met die boer? Jy weet, die kampvuur gesprekke of die Vrydag aand braai om die vuur waar die ouens bakkies gesels en sulke goed is great, maar ek dink daar's 'n tyd vir 'n verandering om te sê, hoorie, maar hoe gaan dit met jou, my chom? Wat gaan aan in jou lewe? Waar kan ek jou bystaan? Waar kan ek 'n koffie drink saam met jou? Ek wil amper vir jou sê, kom ons strip gou 'n bietjie die cruiser en die brandewyn weg, nê, en kom ons hou net gou 'n opregte one-to-one gesprek met mekaar en hoor net, luister hier, hoe gaan dit eintlik? Nee, 100%. En as jy daaroor dink, jy weet daai kere wat jy saam met jou groot vriend 'n koffietjie drink, nê, en jy loop al uit en jy besef, hoor jy, maar die gesprek, ek voel beter. Jy weet, ek dink mense kan mekaar totaal en al
of opneek of totaal en al omdraai en ek dink dis die doel agter dit. So om te sê kom uit by jou boer, gesels met jou boer, gesels met jou naaste mense, gaan word deel van die gemeenskap en ek dink dit is wat ons wil dryf. Nou, ek neem aan julle gaan ons dan 'n bietjie op hoogte hou van hoe die shots en die goeters gaan, want die see in 'n jetski en al daai goeters, ek hoop julle het die nierbelde ingepak. Ons het nierbelde in, goed waar daar's 'n paar dinge waar ons, ek sê nie bekommerd is nie, maar goed dat ons wel bietjie kan onderkry is, maar die see toestande, see kondisies, die winde, die weer, ons is maar uitgelewer, soos wat 'n boer is. 'n Boer weet nie wat die dag van môre gaan inhou op sy plaas nie, en ek dink, dis wat dit lekker maak vir 16 dae, of vir die hoeveelheid dae wat ons gaan vat, is, ons weet nie wat môre gaan inhou nie, so weet 'n boer ook nie wat sy dag van môre inhou nie. En julle ry letterlik nou om die hele Suid-Afrika? Ja, ons gaan die hele kus doen. Ons gaan begin by Sodwana, opgaan Kosi Baai toe, verby tot by Ponta se kant. So dit is basies die grens van Mosambiek en dan gaan ons om al die pad afwerk, al die pad om Kaappunt en dan die Weskus op tot by Alexander Baai, wat die naaste punt is aan Namibië. Okay. Ek wil nou betrokke raak, hoe hierso, julle het seker nou weer een van 'n fondsinsameling of wat ook al, hoe werk dit? Nee, my vriend, nee, daar's nie fondse wat ons insamel nie. Ek sê raak betrokke op gemeenskapsvlak. Jy weet, kom uit by jou boere, gaan gesels met die ouens, kom op 'n emosionele vlak uit by jou naaste boer in jou gemeenskap. Moenie ons vra nie geld nie. Ons het hierdie jetski self verkoop. Ons wil ons eie onsself op die lyn sit om boere die bewusmaking te maak. Jy weet, dit gaan nie vir ons oor 'n fondsinsameling nie. Dit gaan vir ons oor gaan gesels met jou naaste boer. So, wil sê is al sit jy in die stad, jy kan nie by jou uitkom nie. Almal het 'n pel iewerster wat boer. Tel die telefoon op. Hoor net hoe gaan dit en gee hom net daai support wat sê ons is agter julle. Sê jy is daar vir hom. Jy weet, moenie net hoor hoe gaan dit. Jy weet daai tipiese gesprek van goed en jy. Jy weet, daai is wat ek wil begin draai. So om te sê, ek weet dit gaan goed, maar hoe gaan dit met jou? Jy weet. Dis wat ek wil doen. Uitstekend. Carlo, sterkte vir die besigheid. Jy moes dalk nog so 'n bietjie geoefen het voor jy die dinge gedoen het. Maar luister hierso. Dankie. Baie dankie vir wat julle doen en dan hou ons op hoogte en dan kyk ons hoe gaan dit. Dankie my vriend. Dankie julle. Right, dit is Carlo Smits hierso van. Hy's by Design Biologics, maar hulle is 'n paar pelle wat besluit het, luister hulle kap hierdie ding en hulle trek hom deur. So ek sê raak betrokke by jou plaaslike gemeenskap en as jy 'n boerbuddy het, bel hom, hoor hoe lyk die dinge. En net as hy net hoor, luister hierso, jy back hom, nee. Dit help hom ook alweer om by môre se besigheid uit te kom. So, ek wil sê is gewoonlik klik die linkie bo of hier onder, nee. Maar, is vandag daarso nie. Daai wat jy, daai R1000 of wat ook al wat jy wil gee, is nie welkom nie. Ons soek jou tyd. Gee dit vir die boere, help hulle, weet ons is agter hulle. Dis die van ons spys af, tot volgende keer. Groete.